Kom, ek gaan sommer so saam met ons bid ook so vir 2026. Over every heart and every mind, I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jammer, Stefan. Hemelse Vader, dankie dat ons U naam kan groot maak. Dankie dat ons as gemeente vanoggend ook net kan sê, ons spreek U naam uit. Dankie vir 2025 wat afgehandel is, waarvan ons 'n bietjie die stof kan afskud en net sê, dankie vir dit wat vir ons voor lê. Ek word elke keer herinner dat die beste lê nog vir ons voor, dat U koninkryk nog moet kom. Here, dankie dat ons vanoggend ook so in die begin saam kan sê, ons spreek U naam. Dit wat vir ons voorlê, die onsekerhede, die oorwinnings, dit wat ons die deurbrake by gaan beleef. Dankie dat hierdie tydperk saam ook 'n tydperk van groot getuienis sal wees van die guns en die goedheid. Ons dra dit so aan U naam op. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie Rudy. Wonderlik. Goeiemôre, baie welkom. Ek is Stefan, een van die leraars by die gemeente. Dis lekker om vanoggend saam met elkeen van julle te kuier. As jy besoek, is jy so welkom. Ons wil jou 'n bietjie beter leer ken, sommer na die diens, as jy meer as welkom hier na vorentoe te kom. Ek gaan jou bless met 'n koffie, een van die ouderlinge gaan ook sommer vir jou hallo sê, en so 'n bietjie gesprek met jou hê, so jy's baie welkom as jy vanoggend vir die eerste keer hier is, en saam met ons hierdie jaar dalk bietjie gaan aanpak, as jy welkom om so 'n bietjie te kom uitvind na die diens. Ek maak sommer nou al die uitnodiging, ek sal ook nou julle herinner daaraan. Ons ander twee leraars rus nog so 'n bietjie. Dani het verlede week vir ons mooi die jaar ingelei met skrif en hoe om hierdie jaar aan te pak in die woord, met die woord, deur die woord, om woord te spreek oor ons lewens. En in hierdie week luister ek 'n podcast wat hulle sê op die oomblik, alhoewel amper 57% van gelowiges sê God maak sin in hulle lewe, is net 27% sê die Bybel maak sin. So dit beteken vir my so ietsie dat ons het nie regtig gevoel oor die skrif nie, en toe Dani nou verlede week juis oor die Bybel en die belangrikheid en hoe dit alles bymekaar gekom het, gesels en die podcast so my gedagtes toe onthou ek ook, of dink ek ook, dat ongelukkig leef baie van ons lewens met 'n versie of 'n meme of 'n social media reel, en dis amper die diepte van ons geloof. Maar as ons onsself in die Bybel kan insit, dis dan wanneer ons saam met Jesus in die woestyn kan instap en die versoekinge van die Satan, van die vyand, kan weerstaan met skrif. En dan gaan die oomblikke ons dalk nie oorweldig omdat ons net 'n versie het om te offer nie, maar omdat ons regtig die diepte van God het. So, as jy bietjie daaroor wil dink verder, is jy meer as welkom. Al ons preke word op YouTube gelaai, al ons gesprekke word daar gelaai, so jy kan sommer net Ruimse Gemeente gaan soek daar, bietjie na Dani se stuk kyk, en jy kan hom later kritiek gee, as jy nie met hom alles saamstem nie, maar hy's nog jong, so sy persoonlikheid is nog nie heeltemal ontwikkel nie, so wees maar rustig met daarmee ook, so ons het 'n lekker verhouding, so ons kan lekker met mekaar spot ook, en hy's nou net getroud ook, so sy vrou is daar om sy ego te boost, jy weet, so kom ons doen dit. Ag, dis lekker om saam met julle te wees, so in die begin van die jaar, daar's soveel nuwe goed wat gebeur, ons kan sien, net met bywoning, is daar 'n hele klomp mense wat goed gerus het, en ek moet sê, baie van julle se foto's van julle vakansie het my amper laat Facebook delete. Want ek het so bietjie begin onheilig raak. Daar's bietjie jaloesie, ek het repent, ek het om vergifnis gevra, maar meeste van julle wat hier instap, lyk vir my bietjie bruiner gebrand as wat julle in die einde van die jaar was. So ek het so bietjie envy, maar dis juist dalk hoekom vanoggend se boodskap so belangrik is. Soos ek noem, die jaarskop af. Ons kinderbediening is vanoggend saam in The View. Dit is ons J-Kids en ons J-Gen, ons laerskooloutjies. Hulle is saam met Bernard daarso. Dis sommer net 'n lekker vakansieprogrammetjie. Volgende week is die offisiële afskop. So
jy kan ook nou nog vandag hier bietjie saam met ma en pa wegkruip, maar volgende week wil jy nie mis nie. Ons wil julle as ouers ook sommer vra, maak seker dat hulle daar inskakel, al moet jy so 'n bietjie saam met hulle tyd daar spandeer, leer van die onderwysers ken en die begeleiers, die mentors. Miskien is dit ook 'n plek waar jy hierdie jaar ook wil dien, so per geleentheid en jou gawes ook daar offer. So dagboek sommer net, ons kinderbediening skop af volgende week, saam met Danielle, die Real Deal, ons tienerbediening, wat dan ook volgende week in die chapel sal wees, en dan natuurlik die 20ste Januarie, die Real Deal Dinsdag aand geleenthede waar hulle saam by mekaar kom. Ons Young Adults is 'n nuwe bediening wat ons hierdie jaar mee begin, 14de Januarie, dis nou komende Woensdag as ek my datums reg het, so 5:30 vir 6uur, sommer hier by Coffee the Bible, gaan hulle lekker saam koffie tyd spandeer, en ook net mekaar leer ken. En dan as jy iemand is wat nou al jou dagboek bietjie beplan het vir die eerste kwartaal, wil ek vir jou vra om die 20ste Februarie dalk uit te sit, dis 'n Vrydag, dis ons Global Leadership Summit. Vir ons as gemeente is dit so belangrik om in leiers en jong leiers te belê, en die Global Leadership Summit is een van daai geleenthede wat ons gemeenskap kan mee bedien. Onderwysers, besigheidsmanne, besigheidsdames, jong werkendes, mense wat in die besigheidswêreld intree en soveel waarde daaruit kan kry. So as jy deel van dit wil wees, jy kan 'n tafel borg vir 10 mense, jy kan met my of met Jan of Herman kom gesels. Die kaartjies gaan R650 per persoon wees, vir 'n heel dag se opleiding en leergeleenthede. Dit is dan die 20ste Februarie, en dan die laaste wat ek vir ons moet noem, en daarmee gaan ek dan nou dan kan jy jou kalender bære. 1 Februarie, dit is 25 Januarie, 25 Januarie, gaan ons 'n gemeente kuier hê. So ons gaan sommer daar die view geniet, na die diens gaan ons almal daai kant toe beweeg, daar gaan lekker vure reg wees, jy bring saam 'n stoel en 'n koelteplekkie en iets om in jou piknikmandjie in te sit, en vriende of familie. So dis die belangrike deel, al eet jy niks nie en jy is op een van daai maandag begin ons met ons diet. Bring ten minste 'n vriend saam, want hy hoef nie eers te wag vir maandag nie, hy kan nou al jou vriend wees. So dis 'n kuiergeleentheid, ons wil mekaar bietjie leer ken, en miskien as jy besluit om hierdie jaar saam met ons die pad ook te stap, dan wil ons jou beter leer ken en kyk hoe ons jou kan inplug en met aan mense voorstel. So dit is ons gemeentekuier, Sondag die 25ste Januarie, van na die diens tot seker so 1uur, 2uur se kant, wanneer alles begin rustig raak. Nou, ons is in 'n nuwe reeks. Oor 3 weke gaan ons bietjie gesels oor die verhaal van die verlore seun. Nou, Henry Nouwen het 'n boekie geskryf, The Return of the Prodigal Son, waarin hy die beeld of die voorbeeld of die skets, die kunswerk van Rembrandt gebruik, die verlore seun. Nou, Rembrandt het 'n paar sketse deur sy lewe of portrette gemaak oor hierdie spesifieke gelykenis, en elke keer is daar so 'n bietjie van 'n verandering in die persone wat hy gebruik, in hoe hy hulle oordra, en elemente van hierdie prent wat so bietjie begin verander. Nou die skrywers of die geskiedskrywers wat so na Rembrandt gekyk het gesê dit is ook die progressie van sy geestelike lewe. Hierdie was aan die einde van sy lewe gewees wat hy hierdie voltooi het. Toe ek het nou weer deurgegaan het, toe besef ek die ongelooflike hartseer wat Rembrandt moes beleef het. 3 van sy eggenote wat hy aan die dood moes afstaan, van sy kinders wat hy aan die dood moes afstaan, 'n aantal kere wat hy die hartseer van onsuksesvol moes beleef. En 'n mens kan so ietsie van die donker klere en die manier en die styl sien in hierdie wroging wat hy dalk met God gehad het, om uiteindelik hierdie prent te kan skets. So Henry Nouwen het die geleentheid gehad om by hierdie kunswerk te gaan sit en 'n paar aantekeninge te maak oor wat die Heilige Gees met hom begin deel. So oor die volgende paar weke, die volgende 3 weke, gaan ons na 3 mense wat ons glo in hierdie gehoor sit kyk. 3 karakters uit die verhaal uit. Jesus se boodskap, glo ek, is vandag nog net so vir al 3 van ons, ongeag van waar jy jouself dalk bevind.
Ons droom vir die gemeente is om deur die 3 bekerings te kan gaan, wat hierdie 3 karakters deurgegaan het. Die pa, die seun en die ouer seun. Die verlore seun, die ouer seun en die pa. 3 inkeringe wat plaasgevind het, want elke een van hulle het 'n ander prentjie gehad van wat hulle sien hier homself afspeel. So Jesus gebruik hierdie gelykenis in Lukas 15, dis nadat hy 'n paar ander gelykenisse vertel het oor goed wat weggeraak het en die joy, dit wat weer gevind is en wat dit beteken het vir die een wat soekend was na dit wat weggeraak het. So om op die agterkant van hierdie vorige gelykenisse te werk, kom ons baie keer na Lukas 15 toe, die verlore seun, en ons fokus baie op die seun self, die sonde wat hy gepleeg het, die manier hoe hy aan homself gedink het, en sy inkeer en sy terugkeer. Maar hierdie ander karakters is net so belangrik. So dis die jongste seun se inkeer weg van sonde af, en dis waar ons vanoggend so 'n bietjie gaan stil staan. Ons almal het 'n stukkie gebrokenheid, en party van ons is dalk al op 'n pad van heiligmaking. Is interessant, John Mark Comer verwys na sonde, en hy sê, baie van ons as ons dink aan sonde, want dis iets wat ons mos nou nie meer eintlik oor praat in die kerk nie, want ons almal is mos nou eintlik gebroken, as ek joune uitwys, dan moet jy myne uitwys, en jy weet, soos daai ou storie wat ek nou die dag ook aangehaal het, wat iemand 'n e-mail gestuur het en gesê het, kan ons nie weer bietjie net praat oor sonde nie, en toe ek terug e-mail sê ek, okay, kom ons begin met joune, jy weet, so, ons wil nie daai doen nie, maar sonde is baie keer fisies, dit wat in die eksterne gebeur, dit wat ek kan sien, dit wat 'n negatiewe invloed op my lewe het, the way of living wat nie reg is nie. Maar dan is daar, ek wil amper sê, vlakke daarvan. Partykeer is dit die maklike deel, en dis die eerste inkeer, 'n wegdraai van goed wat nie gesond is vir my nie, 'n ophou met 'n klomp goed neersit, 'n klomp goed voor nee sê, 'n besluit neem, 'n wilsbesluit, wat 'n negatiewe invloed het, want sonde se betekenis is mos, ek mis die doel, die goal, so wat ook al my verhinder om daai doel te mis, moet ek mee ophou. Maar dan gaan ons 'n bietjie na 'n volgende vlak toe, sê John Comer, en dis baie keer die sielsgedeelte, die wese gedeelte. En dis dan waar die donker kant, so Calvin praat van the dark night of the soul, dis waar daai gedeeltes begin opkom, die dele van jaloesie, die dele van die eie ek wat moet uitkom, en baie keer is die normale sondes maklik om mee op te hou, die welles, die pornografie, die drank, ek wil nou nie almal se sondes opnoem nie, want ek moet met my eie ook dalk begin. Maar baie van ons is so diep, dat dit maak niemand seer nie, dit bring niks skade nie, meeste mense weet dit nie eers nie, maar dit doen iets aan my siel, dit breek stukkies van my af. So die jongste seun se inkeer is weg van sonde af, en daarom is ons elke een deel van hierdie storie as 'n sondaar. En dis ook hoe ons ontvang word, sê Paulus, dat ons ou lewe aflê en draai weg daarvan en 'n nuwe lewe inslaan, saam met Jesus Christus. As gevolg van dit wat ons in Kersfees of feestyd met mekaar gedeel het, die kruis, die geboorte van Jesus, God met ons, Immanuel. So die oudste seun is hierdie wegdraai van die judgment. Dis dalk hierdie volgende laag van baie van ons sondes. Die Fariseërs leef met daai stukkie, en Jesus spreek hulle konstant aan in die tempel, op die waar hy saam met hulle is, en dis hoekom hy dan ook baie van hierdie gelykenisse vertel, om hulle te help, om so ietsie van hulle self raak te sien in hierdie stories en in hierdie spieël wat hy vir hulle ophou. So dis die oudste seun wat wegdraai van hierdie judgment, hoe hy teenoor sy jonger broer voel, teenoor sy pa voel, dat hy ingedoen word. En dan natuurlik die inkeer, die heiligmaking. So daar so iets van 'n wettisisme, 'n draai na die Vader toe, maar vandag hoor ons weer hierdie bekende verhaal, en ek gaan hom vir ons deurlees, ons gaan hom elke week lees, en ek wil hê hierdie week as ons hom lees, moet jy so 'n bietjie ingestel wees op die seun self, op dit wat hy deurgaan, die belewennisse wat hy het, hierdie gelykenis van die verlore seun, en 'n gelykenis is 'n verhaal wat Jesus gebruik, 'n storie wat hy gebruik, soos ek sê, om 'n spieël op te hou vir elkeen van ons. So daarom lees ons baie keer
deur hierdie verhale iets van onsself ook raak. Dit is so bekend dat ons soms vergeet hoe ontstellend hierdie verhaal eintlik is en hoe anti-kultuur dit eintlik is. Die feit dat hy vir sy pa vra vir syne terwyl sy pa nog leef, het net nie bestaan nie. Die konsep is net nie daar gewees vir die gehoor wat dit aanhoor nie. Of dalk beter gesê, is dit dalk die gelykenis van die verlore seuns, want beide van hulle is verlore in hulle verhouding met hulle pa. Of nog beter, dalk die gelykenis van die liefdevolle vader. Want op die ou end is dit juist die vader wat die terugverwelkom doen, wat die innooi doen. Maar vanoggend wil ek hê ons moet stadig luister na hierdie verhaal. En ek wil hê ons moet ons aandag rig op die jongste seun. Nie om hom te veroordeel nie, want dan staan ons dalk klaar al in die skoene van die oudste. Nie om hom te veroordeel nie om uit te wys of te sê, dankie tog, ek het nog nie my pa se inheritance gevra nie, dankie tog, ek wens niemand dood nie, dankie tog, ek het nog nie my geld gaan uitleef met slegte vrouens en dit waarmee die jong seun homself besig gehou het nie. Ek is daarom nie so erg nie, so eintlik is hierdie storie nie vir my bedoel nie. Nie om hom as voorbeeld van 'n slegte gedrag te gebruik nie, maar om in hom onsself raak te sien. So lees saam met my Lukas 15 se stuk, jy kan vir ons opsit. So om die punt verder te verklaar, ek sê dis aan die agterkant van die verhale van goed wat gesoek is en wat gevind is, en hier kom Jesus dan nou, terwyl hy na goed verwys het in die eerste paar gelykenisse, kom hy nou na 'n persoon toe, 'n verhouding toe. Hy maak dit naby aan mense. Het Jesus vir hulle die volgende verhaal vertel. 'n man het 2 seuns gehad, die jongste het vir sy pa gesê, ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag tot pa doodgaan. Die pa het toe ingestem om sy goed tussen sy 2 seuns te verdeel. 'n paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings in geld omskep, na 'n ver land gereis en daar al sy geld verkoos met 'n uitspattige lewe. Teen die tyd dat hy sy geld opgeraak het 'n groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. Die 83 vertaling, hierdie is die Nuwe Lewende vertaling, maar die 83 vertaling sê, en ook hy het begin gebrek ly. En ek gaan terugkom net daarna toe. So daar was 'n hongersnood, hy het begin honger ly, en ek hou van die 83 wat sê, maar hy het gebrek gely. Nie net aan kos, aan iets om te eet, aan voeding nie, maar hy was alleen, en ons lees die verhaal. Hy kry toe werk by 'n plaaslike boer, en die het hom die veld ingestuur om varke op te pas. Die seun het so honger geword, dat selfs die pele wat die varke gevreet het, vir hom smaaklik gelyk het, maar niemand het hom enigiets gegee om te eet nie. Niemand, en ek het dit so 'n bietjie gehighlight, want ek dink dit is juis wat gebeur, die oomblik wat ons wegstap, weggaan, dan sê ons ook totsiens vir 'n klomp mense wat in ons lewens kan inspreek, vir 'n klomp verhoudings. En is dan wanneer ek dink die grootste sonde plaasvind, die opneem in die eie ek. Vers 17, toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, tot inkeer kom, tot bewussyn kom, sê 'n vertaling, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos, en hier is ek besig om van honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Daar's 'n verbond gewees wat hy teen gesondig het. So is nie net, pa, sorry, ek het droog gemaak. Nee, daar's 'n verbondsverhouding wat ook gebreek is, en sy inkeer het hom gehelp om daai verhouding reg te maak met God die Vader, met die verbondsvader, maar ook met sy aardse Vader. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa, ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie, neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker. Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe, en toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis het hy na sy seun toe gehardloop om hom te omhels en gesoen. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa, ek is nie langer werd pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa sê vir die bediendes, gou,
bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom aan, kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete, en slag die vetgemaakte kalf. Ons moet fees vier, want hierdie seun van my was dood, en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Toe het hulle begin fees vier. Intussen het die ouer seun in die veld gewerk. Toe hy terugkom huis toe, hoor hy musiek en dansery in die huis, en hy vra toe een van die bedienis wat aangaan. Jou broer is terug, is vir hom gesê. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag. Ons vier fees omdat hy veilig teruggekom het. Die ouer broer het hom liderlik vererg en wou nie ingaan nie. Sy pa toe uitgekom en hom gesoebat, maar hy het geantwoord, ek het al die jare hard gewerk vir pa, nooit geweier om enigiets te doen wat pa my gesê het om te doen nie. En in al die tyd het pa my nie eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. En dan eindig hy, maar toe hierdie seun van pa terugkom nadat hy pa se geld prostituie gemors het, vier pa fees en slag die beste kalf wat ons het. Sy pa het vir hom gesê, kyk, seun, ek en jy is nog altyd hier by mekaar en alles wat ek het is tog joune. Ons moet hierdie gelukkige dag vier, want jou broer was dood en het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. So 'n bekende verhaal, iets wat ons al hoeveel keer opgesê het en stories oor gelees het en vertel het vir mekaar, maar ek dink ons mis so ietsie van die, ek wil amper sê die hou in die maag, wat die pa moet kry. Veral met die woorde wat sê, pa, gee my, ek soek, ek wil hê. Die verhaal begin met woorde wat soos 'n klap in die gesig klink. Vader, gee my die deel van die besittings wat my toekom. En as jy mooi oor die storie dink, kom daar eintlik niks hom toe nie. Dit bly die Vader se. Maar die Vader se genade, se liefde is soveel dat hy dit bereid is om te deel. Gee my deel, my besittings. Hierdie woorde is nie onskuldig nie. Ek dink in die wêreld van Jesus beteken hierdie, pa, ek wil jou nie hê nie. Ek wil net hê wat jy kan gee. En ons sien dit in Jesus se storie. Terwyl die wonderwerke gebeur, Matteus, Markus, Lukas se stories, is die skare daar. Hulle is bereid om te eet van die broodjies en die vissies. Hulle is bereid om die wonderwerke in rye te staan. Hulle is bereid om deur mense te druk om aan sy soem te raak vir die wonderwerk. Maar die oomblik wat die kruis kom, dan skree hulle kruisig hom, kruisig hom. Ons is bereid om hom te wil hê vir dit wat hy ons kan gee. Dis 'n versoek wat sê, ek wil my lewe sonder jou leef. En tog, hoe bekend klink dit nie vir elkeen van ons nie. Hoe dikwels leef ons nie ook so nie. Ons bid vir seëninge. Here, bless hierdie jaar. Here, hier is die versie wat ek post. Dis my woord. Maar ons soek nie die verhouding nie. Ons wil nie die tyd maak nie. In die podcast wat ek geluister het oor die skrif, sê hulle, of gesels hulle oor die data, dat amper 49 uur van ons week op sosiale media ons beïnvloed. Want dis die gemiddeld. Nou ek weet daar's van julle wat ons help om daai gemiddeld op te tel, en van ons wat bietjie minder is, maar die gemiddeld van tyd, en dan kom sit jy hier vir, en ek sê dit nie om jou skuldig te laat voel nie, vir 'n halfuur, en jy wil beïnvloed word deur dit wat heilig is en dit wat goed is. Maar vir die ander 49 ure wat jy daar op die strand gesit het en gescroll het, dis eintlik wat jou op die oomblik besig is om te shape. Hoe bekend klink dit nie? Ons bid vir seëninge, maar sonder die verhouding. Ons vra vir voorsiening, maar sonder dat ons self die oorgawe maak. Ons wil God se gawes hê. Ons wil kan dien, ons wil in tale praat, ons wil wonderwerke kan sien gebeur. Ons wil 'n woord sê en mense kan gesond word. Maar ons soek nie self God nie. Die jongste seun se probleem is nie dat hy wil leef nie, dis dat hy glo die lewe lê weg van die Vader af. Dis sy hart. As ek net kan kry wat ek wil hê by jou, dan kan ek my eie paadjie gaan stap. Dan kan ek self gaan bereik wat ek dink goed is vir my in hierdie lewe. Henry Nouwen sê, dit is die illusie van vryheid. Dat ons sonder die Vader kan vry wees.
Dis die illusie van sonde, dat hierdie ding waarmee ek besig is, hierdie ding wat my bevredig, hierdie ding wat hierdie gat in my vul, hierdie plekkie vir my vol maak, hierdie persoon, dit wat ek mee besig is, dit wat in my gedagtes aangaan, dit wat ek my tyd mee vul, dat dit my vryheid gaan bring. En almal van ons weet, ons wat al tot bekering, tot inkeer gekom het, en gesê het, Here vergewe my, ek wil minder van daai en meer van U, het besef wat se tipe slaaf ons raak van dit. So hierdie vryheid hou ons net so lank besig as wat die geld hou. Dit hou ons net so lank besig as wat jy iets het om te bied, en net so lank as wat jy nut vir iemand of iets het, of iets vir iemand kan beteken. En dan, as alles weg is, en alles is verlore, en daar is niks meer oor nie, die geld is op, die vriende verdwyn, dan word die fees ook stil. En die teks sê iets so ontsettend eenvoudig, hy het begin gebrek ly. Sy wese, ek kry die beeld van 'n blommetjie wat nie water kry nie. As jy nou terugkom van vakansie af en jy het vergeet om jou plante water te gee, dis daai prentjie, hy het begin opskribbel, hy het begin gebrek begin ly. Nie net aan kos nie, maar aan waardigheid, aan betekenis, aan waarde. En daarom vind hy homself tussen die varke, waar hy geen waarde het nie, waar niemand hom raak sien as 'n persoon nie, as 'n mens nie. Hy beland by die varke. Die varke is 'n prentjie van dit wat onrein is, dit wat vernederend is, dit wat jou alleen afsonderlik is. En eintlik is die pa glad nie eers nodig of geregverdig om hom terug te verwelkom nie, want hy is onheilig gewees, omdat hy tyd saam met die varke spandeer het. En dan, die ergste woorde in die teks vir my is, maar niemand het hom iets gegee nie. Daar was net niemand daar gewees, om hom te kan ophelp, om hom te kan bemoedig, om hom tot inkeer te help bring nie. En ek dink dis juist wat ek nou genoem het, is wanneer ons onsself so diep verstrengel in ons eie lewens vind, dan word ons die sentrale punt van ons eie lewens. En ons is besig om almal anders weg te druk, want hulle weet nie hoe ek voel nie, hulle weet nie waardeur ek gaan nie, hulle weet nie my struggle nie, en ek word die victim en die hero van my eie storie. Hy beland by die varke, want niemand het hom iets gegee nie. En daai woorde is so ietsie van 'n victim mentaliteit. My broer, hy het nou alles. Hy's by sy pa. Hy's die een wat altyd alles kon kry en doen wat wou, wat reg was, maar nie ek nie. Ek dink is die diepste punt van 'n verlore wees, wanneer jy ontdek dat die wêreld jou nie dra wanneer jy val nie. Dit waarin jy jou lewe vasgemaak het, val net so onder jou uit. Ek het die week wat verby is, 'n paar jaar terug het ek 'n paartjie getrou, en hulle ma is oorlede in die begin van die vakansie, en hulle het die verrassing gedoen, en ons het eintlik maar 'n roudiens toe vir hulle gehou. En in al die stories wat vertel word, is die oordra, sy was 'n lekker mens, sy het altyd gepartytjie, jy het haar altyd gesien in 'n goeie mood, op die tafel, maar ek kan sien in hulle oë, daar is so honger vir 'n, maar waar is sy? Wat het gebeur met haar siel? Ja, sy was lekker om saam mee te wees, sy was fun, dis die storie wat die hele tyd vertel word, al die mooi goed van wat sy beteken het, en die mooi in die lewe raak gesien het, en altyd verander daar was, maar in hulle oë is daar, maar wat nou? En dan hoor ons een van die mooiste sinne in die hele Bybel, en toe kom hy tot homself, tot inkeer. Nie tot sy planne nie, nie tot sy drome nie, maar tot die waarheid. Hy sien homself soos hy is, honger, leeg en gebroken, alleen. En ek dink dis waar bekering begin, dis waar die inkeer begin, is wanneer ons op so 'n plek kom. Nie by die mooi woorde nie, nie by die beloftes nie, maar by die eerlike selfkennis. Hy dink nie eers aan sy Vader se liefde nie. Hy dink net aan
dit wat ek nou nodig het. Ek het kos nodig, ek het oorlewing nodig. En dis hierdie selfs onvolmaakte motiewe wat Jesus dan kan gebruik, of wat God dan kan gebruik, in hierdie storie, om vir hulle wat die omstanders is, te help verduidelik en vertel, dat ons almal het 'n honger, 'n soeke. Ek raak so bewus dat die ware stem van liefde 'n baie sagte stem is. As ons na die beeld kyk, die prentjie, as jy hom vir my dalk net kan weer opsit, wil ek dalk 2 goed net uitwys wat van die mense wat opinies oor hierdie stuk het, uitgelig het. Jy kan sien die 2 hande van die pa wat hierdie seun omhels. Die een is 'n sagte hand, die regterkant se hand. Dis 'n sagte hand, dis 'n omgee hand, dis 'n amper 'n vroulike hand, dis 'n moeders hart hand wat hom vertroos. Maar dan staan 'n ander hand wat op sy skouer is. Een van ek is by jou, ek is met jou, ek is hier vir jou. Ons sien aan sy sy het hy nog steeds sy sheath of sy dolk, sy wapen by hom. Die een ding wat hy dalk aan vasgehou het, wat hy nie bereid was om te verpand nie, want dit was so iets van, hierdie is my familiesinne. Ek behoort nog aan hulle. En hier kom hy, en hy kom kniel voor sy vader, sy pa, sy skoene, die een skoen wat af is, en uit hierdie prentjie uit, net hierdie sagte omgee van 'n pa wat hom nader trek. En ek dink dis juis hoe God by ons kom stil staan. Miskien is dit dalk waar ons moet begin hierdie jaar, met God wat ons weer terugnooi en intrek. En ek weet ons het almal baie goeie planne en ons sal nie dit nie en ons gaan nie dit nie, minder van daai, meer van hierdie jaar. Miskien moet ons eers begin by, Here, ek wil by U kom, net rus vind. Dis nie 'n luidrugtige stem wat homself op my afdwing om aandag te eis nie. Dis die stem van 'n byna blinde pa wat baie gehuil het en baie sterftes al gesterf het. Dis 'n stem wat slegs gehoor kan word deur mense wat toelaat dat hulle self aangeraak word. Ek dink in hierdie vakansie aan so baie mense wat verlies gely het, waar 'n stem stil geraak het, en waar hulle nou ewe skielik met hulle eie self moet gekonfronteer word. En ek dink dis die lekker van bietjie rus, of bietjie stadiger lewe. Dis interessant hoe ons dan ewe skielik weer begin kreatief raak en moed kry om 'n klomp goed aan te pak. Dis juis in die stilte. My gebed is dat ons nie in die stilte van 'n varkhok hoef te gaan sit nie, want ons dalk in die stilte van die teenwoordigheid van die Heilige sal gaan sit. En dat ons daar weer moed kry om te leef. Om die aanraking van God se seënende hande te voel, die stem te hoor wat sê, jy is my geliefde. Dis een en dieselfde. Ek dink aan die profeet Elia, wat elke keer as hy in die skeer van die berg gaan staan, dan kom 'n rukwind verby, daar kom 'n orkaan verby, daar kom vuur verby, maar God se stem is nie daar nie, maar in die stilte, in die fluistering, dan kom hy agter, toe Elia dit aanvoel, het hy sy gesig bedek, omdat hy geweet het dat God teenwoordig is. Dis dalk waar ons moet begin, nie met die volmaak van hoe ek hierdie lewe gaan aanpak in 2026 nie, maar eerder, Here, hoe gaan ek in U teenwoordigheid kan kom insit en kom wees net wie ek is. So in die beeld waar die Vader se hand is, sag is, genadig is, beleef hierdie seun liefde. Maar telke male is ek die een wat die huis wil verlaat, en so ook elkeen van julle. Soveel keer wil ons eie paadjie gaan volg. Ek vlug van die seëninge van die Here, omdat ek verwag dat ek dit dalk op 'n ander plek, beter plek gaan vind, dat liefde op 'n ander plek vir my wag. En ongelukkig raak ons doof vir die stem wat ons geliefdes noem, omdat ons so besig raak om ons eie goed te probeer uitvind. Ons hoop om te vind oral anders in die wêreld, want ek voel nie genoeg in my Vader se huis nie. En dis hoekom hy syne vra, ek wil hê wat myne is. Maar daar's baie ander stemme. Stemme wat hard is, vol beloftes, vol verleiding. Hierdie stemme sê, gaan uit en bewys dat jy werd is. Hierdie stemme sê, soos wat Jesus dit beleef het, kort nadat hy die stem gehoor het, hierdie is my geliefde seun en weke welbehae terwyl hy gedoop word, is daai selfde stem wat hom in die woestyn inlei of in die wildernis inlei, en is dan daai stemme wat sê, jy moet jouself bewys dat jy die liefde werd is van die Vader, deur suksesvol te wees,
deur gewild te wees, of deur om magtig te wees. En is dit nie maar die 3 sondes wat ons baie keer onsself invind nie. Ons wil relevant wees, ons wil 'n influencer wees, ons wil betekenis in mense se lewens nalaat. Ons wil gewild wees. Het jy dit al beleef? Miskien in 'n winkel gestap en dan groet ek jou nie en dan hoor ek later, maar hy's 'n mislike ou. Hy het my nie eers gegroet nie. Dit doen iets aan ons as ons nie raak gesien word nie. Aan ons, die eie ek. Ons wil magtig wees, ons wil suksesvol wees. En dis dieselfde stemme wat ons gereeld hoor. Hulle is altyd daar. Hulle is altyd besig. En hulle bereik ons diepste innerlike menswees. Hulle het hierdie vasberade pogings om ons te help, om harder te werk, ons lewens besiger te maak, om meer te wil doen, om weg te hardloop van die Vader se arms, se genade en sy stem af. Ek loop weg van die huis elke keer as ek geloof verloor in die stem van die Vader wat sê, jy is my geliefde. Wanneer ek begin dink dat ek geen werd het in my huis of my mense of iets beteken vir ander nie. Ek is die verlore seun elke keer as ek na onvoorwaardelike liefde soek waar dit nie gevind kan word nie. En waarom bly ek op die plek waar ware liefde waar dit nie gevind kan word nie? Waarom bly ek by die huis waar ek dit nie kry nie? Dan sal ek mos eerder wil vlug. So ek is voortdurend verbaas oor hoe ek die gawes wat God my gegee het, my gesondheid, my intellek, my emosionele gawes, my geestelike gawes, gebruik om te bevestig wie ek is, en nie om te gebruik om te bevestig wie God is nie. En dan as ek moet afsluit, solank ek aanhou soek na my ware self in hierdie wêreld, soos wat die verlore seun dit gedoen het, soek ek na voorwaardelike liefde. Dis slegs by Jesus wat ons onvoorwaardelike liefde kan vind. Sal ek vasgemaak bly aan die wêreld, my probeer, my misluk en my weer probeer. Dis 'n wêreld wat verslawings bevorder en ons raak verslaaf baie keer aan goeie goed wat ons ego bevorder. Verslawing is dalk die beste woord om die verlorenheid te verduidelik. Ek dink die verlorenheid van 'n hedendaagse samelewing, 'n generasie, 'n gemeenskap wat soek na dieper goed. Verslawing skep verwagtings wat ons diepste wese probeer vul. Ons soek waar dit nie gevind kan word nie. So die vraag wat ek hier wil vra is, aan wie behoort ek? Aan God of aan die wêreld of aan myself? Baie van my daaglikse bekommernisse dui daarop dat ek meer aan die wêreld behoort as aan God behoort, as ons eerlik met mekaar moet wees. Ons vra soos, het jy my nog lief? Het jy my werklik lief? Die wêreld sê ja, ek is lief vir jou, as jy aantreklik is, as jy intelligent is, as jy vir my veiligheid en sekuriteit kan gee, as jy ryk is. Ek is lief vir jou as jy iets produseer, as jy iets verkoop, as jy iets by my koop, dan is ek daar vir jou. Hierdie as is 'n verslawing van ons tyd. Aangesien dit onmoontlik is om voldoende op almal te reageer, die wêreld sê sy liefde is en sal altyd voorwaardelik wees. En dit moes die seun beleef, en daarom die omkeer, daarom die inkeer, dat ek kan nie so aangaan nie. Dit wat die Vader vir my beloof, lyk anders. En dis wat sonde doen, dit bring skaamte. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Het sê so iets van sy eie identiteit en die krisis wat hy beleef. Dit het sy identiteit gebreek, tot op 'n plek waar hy besef het, maar ek is eintlik niks as ek nie in die Vader se hande kan wees nie. Hy glo hy het sy seunskap verloor, hy glo hy het sy liefde, moet hy nou begin verdien, en hy glo, hy gaan maar net 'n slaaf wees. Inteendeel, en dis die mooi van die storie, dat wanneer ons terughardloop, terugstap, teruggaan na die Vader se arms toe, dan ontvang ons wie ons eintlik werklik is, 'n geliefde van die Here. Ons ontvang dat hierdie onvoorwaardelike liefde, dat die kruisgenade alreeds gebeur het, dat daar niks meer kan wees
wat ek hom mee kan gelukkig hou, of sy arm kan draai om my lief te hê, of te seën nie. Of, dat ek nie meer 'n slaaf hoef te wees nie, maar dat juis in sy teenwoordigheid in sy arms is, waar ek nou vry kan wees. So van slaaf na seun, 'n klere, 'n ring, sandale, 'n fees. Alles sê dieselfde ding. Jy behoort hier. Die Vader herstel nie net sy posisie nie, hy herstel sy waardigheid. Hy sien hom raak vir wie hy is. En ek dink dis die evangelie, die goeie boodskap, die Grieks, die evangelion, die uitnodiging. God wag nie dat ons onsself regmaak nie, hy maak ons reg deur ons lief te hê. En dis die genade storie wat ek dink ons hierdie jaar mee moet ingaan. Die jonger seun, jy kan daai stukkie vir my opsit, hy vind homself as die een wat verlore is, die verlorene. En ek dink hy verteenwoordig ons oomblikke van weghardloop, ons oomblikke van verlore voel, ons oomblikke van en ons ontdekkings dat die wêreld ons net nie gaan vul met dit wat hulle ons beloof nie. En wanneer ons niks meer oor het nie, maar waarlik behoort ons self te vind in God se onvoorwaardelike verwelkoming. En dis vir elkeen van ons. So Henry Nouwen, sy gevoel of sy stuk uit hierdie skildery, sê hy uiteindelik, die jongste seun leef in elkeen van ons. Daar's 'n stukkie van die jongste seun in elkeen van ons. Ons kan nie daarvan weghardloop nie. Elke keer wat ons glo ons moet weggaan om onsself weer te vind, elke keer wat ons dink liefde moet verdien word, kan ek dalk net daar sit, so baie paartjies sê, ek dink ons moet opbreek, ons moet hierdie huwelik, hierdie tot niet gaan, sodat ek myself kan gaan vind. Jy vind jouself nie deur na jouself te kyk nie. Jy vind jouself in die arms van 'n liefdevolle Vader. Jy vind jouself in die spieël van iemand wat terugkyk na jou en jou raak sien vir wie jy is, met omgee. Dis wat Nouwen beleef. Elke keer wat ons onsself definieer deur 'n mislukking, dan sê hy, nee, ek kom terug huis toe. So die uitnodiging bly dieselfde vanoggend. Kom huis toe. Nie as 'n slaaf nie, nie as 'n huurling nie, maar as 'n seun of as 'n dogter van die Vader. Die jongste seun se verhaal is nie net 'n verhaal van terugkeer nie, dis 'n verhaal van herontdekking, van inkeer, van vryheid, van nie meer slaaf nie, maar nou van deel van 'n familie. Daar word vir hom 'n ring aangesit, hy kry 'n nuwe kleed, daar word vir hom 'n kalf voorberei, 'n fees word vir hom voorgesit, want dit wys na wie God is. Het gaan nie oor hom, omdat hy besef het, hy het droog gemaak dat hy na die Vader toe teruggaan nie. Het gaan oor die Vader wat daar is, as hy terugkom, en hom terug verwelkom. Kom huis toe, nie as 'n slaaf nie, nie as 'n huurling nie, maar as 'n seun en 'n dogter van die Vader. Dis die herontdekking, en dis die inkeer, dis die eerste uitnodiging, wat ons so vroeg in die jaar moet voor ja of nee antwoord. So mag ons die moed hê om ons verlange raak te sien, mag ons die eerlikheid hê om ons leegheid te erken, en mag ons die nederigheid hê om onsself in die arms van die Vader te laat vind. Want die grootste wonder is nie dat ons terugkeer nie. Die grootste wonder is dat hy nooit opgehou het om vir ons te wag nie. Dis die uitnodiging van die Vaderhart vir elkeen van ons. En ek wil vanoggend vir ons saam bid. Miskien sit jy en ek hoop nie jy het hierdie stukkie beleef as 'n uitwys van alles wat jy verkeerd gedoen het en jy moet beter nie. Ek hoop jy het vanoggend eerder ietsie beleef van 'n verlore seun wat elkeen van ons is, wat tot inkeer kom en sê, meer van U, minder van myself. Ek het U nodig en ek wil net weer in U teenwoordigheid is. Miskien het jy dit al hoeveel keer gedoen. Miskien is vanoggend die eerste geleentheid waar jy sê, Here, nie uit my eie krag nie, nie uit my eie wil uit nie, maar omdat ek iets beleef van U teenwoordigheid en omdat ek beleef hoe U my nooi. En dan wil ek jou vra om vanoggend saam met my net weer jou lewe op so 'n manier aan die Here toe te wy en sê, Here, ek wil iets van dit kan beleef. Die seëninge wat daarmee saamkom. So kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik as ek so vir ons bid.
Here, dankie as ek dink aan Jesus, die meester van stories, dat hy kies om so 'n eenvoudige storie van iemand wat die huis verlaat en sy eie wil gaan volg en sy eie kop volg en dit doen wat hy wil doen, om sy eie emosies, drange te bevredig, tot inkeer bring, en ongelukkig wanneer in ons oë amper te laat is. Maar dit dryf hom terug na 'n vaderhart toe. Dankie Here dat omstandighede ons baie keer op so 'n plek bring, waar ons nie anders kan as om te sê, Here, ek gee oor nie. En ek wil vanoggend vir hulle bid, wat dalk net hier is en sê, ek het probeer, en ek probeer nog steeds, doen my deel, ek gee my beste, het voel net so leeg, voel net asof daar geen vervulling is nie. Ek het goed gerus, ek kon afsit, maar het voel of ek nog steeds net gejaag word, na iets toejaag. Ek bid Here dat U ook saam met hulle vanoggend sal kom stil staan, en U onvoorwaardelike liefde aan hulle kom bewys. Dit wat U aan die kruis kom doen het, die vergifnis van sonde, dat dit tasbaar deel van elkeen se lewe op hierdie oomblik kan wees. Vir hulle wat saam met U al aan hoeveel tafels gesit het, en hoeveel keer al feesmaal gehad het, maar tog so ietsie van dit begin beleef, dat daar areas, dele van ons lewens is, wat ons begin oorgee aan die wêreld, wat ons inkoop in hierdie leuen. Bid ek Here dat U ook vanoggend, soos ons gesing het, elkeen van daai stranghold sal afbreek, tot nuut maak. Skop die mure af, kom bring ons tot inkeer, sodat ons lewens kan oopmaak, en U kan toelaat in daai donkerste, diepste dele van ons wese. Dele wat ons wegsteek vir 'n wêreld, waarmee ons elke dag self moet rondloop, ons gedagtes in ons hart. Dankie dat U vanoggend vir ons hierdie storie van nuut maak kom deel, en mag daai nuut maak saam elke een hierdie jaar gaan, wat so in die begin van die jaar sê, Here, ek wil ook deel van hierdie storie wees. Ek wil ook weer opnuut beleef hoe U vaderhart, vaderhande my kom toemaak, my kom terug omhels, my terugnooi na die huis toe, na vaderhuis toe. Dit gee vir ons identiteit, bring vir ons joy, gee vir ons blydskap in dit wat nog gaan kom. Die beste lê nog voor. Dankie daarvoor. Amen. Amen. Ons wil julle saam nooi op hierdie reis van inkeer. Volgende week gesels ons 'n bietjie verder. Miskien wil ek jou weer uitnooi. Danie het ons verlede week genooi. Lees een keer meer as wat jy nie gelees het nie. En miskien moet jy hierdie week vat en elke dag net jouself in hierdie storie insit, in elke karakter. Gebruik dalk 'n maandag en sê, ek is die seun, en hoe lyk daai storie vir my? Of ek is die oudste, of ek is dalk die pa, of ek is dalk een van die fariseërs, een van die omstanders, wat sien hoe hierdie verhouding homself herstel. Kry jouself weer in die skrif, Lukas 15, en dan wil ons julle bless, en ons wil hê julle moet saam met ons die geleenthede geniet, soos wat ek in die begin genoem het. As jy eerste keer saam met ons kuier, ons wil jou ontmoet. As jy al lank saam met ons is, dit gaan 'n jaar van community wees, so ons gaan baie uitnodigings maak na saam koffie drink, saam mekaar leer ken, en ons maak daai uitnodiging ook. Daar's lekker koffie en tee. Coffee the Bible is oop, as jy volgende week bietjie vroeër wil kom, hulle is al hier van 8:00 af beskikbaar en oop, so jy is meer as welkom om bietjie vroeër te kom, jou sitplek te kom neem en net lekker rustig te raak met 'n koppie koffie. Kom ontvang die seën vanoggend ook, wat dan oor elkeen uitgespreek word. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, die waarheid van ons lewe, deur hom raak gesien en beleef word, elke dag, soos wat ons nader aan hom leef. Amen. Amen.